Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiedag, baie welkom by nog 'n volgende uitsending van Evangelisasiestasie. Vandag kyk ons 'n bietjie na hoe God aanbid wil word. In hierdie reeks kyk ons na aanbidding van God en ons gaan nou 'n bietjie vanuit die Bybel probeer raak sien hoe God aanbid wil word. Ons kan maklik nou vir mense vra hoe hulle die Here wil aanbid, maar dis die verkeerde plek om te begin. Ons moet altyd teruggaan na die woord toe en in die woord gaan kyk hoe God aanbid wil word. Ek gaan sommer dadelik oorgee aan julle twee om vir ons 'n bietjie inleiding of 'n gesprek aan die gang te sit. Ek dink 'n mens kan baie oor sê, so ek wil sommer dadelik wegval. Enige een van julle is welkom om te begin gesels. Okay, dankie. Voordat Jacques weer inspring. Ek dink wat vir my baie uitstaan is die manier hoe kerke aanbid. Ek is val die laaste ruk en lees ek baie op oor aanbidding en verskillende maniere van aanbidding. En wat vir my uitstaan, en dit is die probleem van hedendaagse aanbidding, is om soos die wêreld te wees. So hier is baie mega kerke ook in Amerika wat altyd vir ons die verkeerde voorbeeld stel. Hulle het met Paasfees die predikant word daar met 'n zipline wat hy daar van die verhoog af, van die balkon af na die verhoog toe gly, en dit is net een groot vertoning. En dan laat my dink aan in Deuteronomium waar die Here ook vir die volk baie duidelike riglyne gegee het oor die tempel en of die tabernakel en aanbidding. En dan is daar wat vir my uitstaan Deuteronomium 12 vanaf vers 29. En ek dink dit is die hart van die moderne of hedendaagse probleem met aanbidding. Die Here julle God sal die nasies verslaan na wie toe julle op pad is om hulle te verdryf. As julle hulle oorwin het en in hulle land woon, moet julle sorg dat julle nie, selfs nadat hulle deur julle verslaan is, deur hulle in 'n valstrik gelei word wanneer julle na hulle gode sou begin uitvra nie. Moenie sê, hoe vereer hierdie nasies hulle gode? Ek sou dit ook so wou doen nie. So dit is, ons gaan kyk hoe doen die, of die baie kerke gaan kyk hoe doen die wêreld dit, en gaan dink, okay, dit is 'n manier hoe ons die wêreld, of hoe die kerk gaan groei, is as ons die wêreld se voorbeeld volg. Maar die kerk is juis anders as die wêreld. Die kerk is, dit is, wanneer iemand by ons eredienste instap, moet hulle sien, God word aanbid. Nie die mens nie enigiets anders nie ons voorkeure nie, God alleen word aanbid. En hy moet, of die persoon wat instap, moet eintlik so in verwondering staan voor hierdie God wat ons aanbid, dat hy op sy knieë neerval en sê, Here, ek is 'n sondaar, wees my genadig. Hy moet nie uitstap en sê, okay, dit was so 'n lekker vertoning, kom ek doen dit volgende week weer nie. Ons moet juist die persoon aan God toe lei. So aanbidding, nie soos die wêreld nie, maar soos God duidelik in sy woord vir ons openbaar. En daar is 'n regte en 'n verkeerde manier. En ek is seker Jacques sal ook nou vir ons verder daaroor kan sê. Ja, ek dink die heel belangrikste wat mens altyd moet besef as gelowige is van die begin af wil ons nie 'n pad met God stap nie. Ons het in sonde geval by die skepping. Die Here het vir ons een opdrag gegee, een bevel gegee om nie van die boom in die middel van die tuin te eet nie, en ons het heeltemal ongehoorsaam en ons het in sonde geval en dan is dit mooi, en ek wil terugtrek na die verbond toe. Dan is dit mooi dat die Here monopreries van sy kant af hierdie verbond instel en sê, maar hy wil 'n pad stap saam met Israel. Hy wil die pad stap saam met sy kinders, en hy sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees, Genesis 17. En dan van daar af sien mens eintlik baie mooi dinge ontwikkel. Ons hoor dan in Exodus hoe die Here die volk uit slawerny uit Egipte uitgelei het, en dan begin hierdie bou ook aan die tent van ontmoeting, hierdie wonderlike geleentheid waar die Here dan presies sê hoe die erediens, hoe die aanbidding in die huis van die Here moet geskied, en wat se funksie het wie, en wat moet presies in die
aan die tempel gebeur en wat presies alles daar moet wees en hoe groot en hoe wyd en dit is eintlik baie kosbaar om daai te sien. Dis God self wat gesê het, hey, dit is hoe dit moet wees. Ek soek nie anders nie. Dis nie julle keuse nie. Dis my besluit. En dan hier by Eksodus 32 dan kry mens eintlik half hierdie volk se neiging. Hulle wil nou half deur hierdie goue bulkalf wil die Here aanbid en dan sê die Here nee. Ek is nie so nie. Ek wil nie so aanbid word nie. Ek wil opreg aanbid word. Ek kort nie 'n beeld om my te aanbid nie. Ek is hier in julle midde. Julle kan my direk aanbid, nê. Want hulle het nou probeer om die beeld effek, want die Egiptenare het mos 'n klomp beelde gebruik om hulle gode te aanbid. Nou dink hulle gaan ook deur 'n goue bulkalf toe Moses te lank gevat op die berg om met die Here te praat en die 10 gebooie by die Here te kry, nê. Te lank gevat en nou moet hulle gou spartel om iets anders te kry. En dit is waar Aaron eintlik een van die leiers van die volk ook die grootste fout gemaak het, is om gehoor te gee aan wat die volk wil hê, wat hulle wil doen. En dis presies waarby ons nou kom, is om te vra vir onsself, watter mens kan vir die Here sê hoe die Here aanbid moet word en wat vir die Here gaan aanneemlik wees as ware, suiwer, gehoorsame aanbidding. Dis die Here wat dit bepaal. Hoekom? Want God self is waarheid. God self is die ene wat bepaal wat reg is en wat verkeerd is. Dis by God wat ons dit hoor. Nou hoe kan ons wat sondig is en gebroke is, alles wat ons aanpak gebroke is en met sonde belaai is, hoe kan ons vir die Here sê, nee, hierdie wat ek nou doen, gaan nou genoeg wees, of hierdie wat ek nou doen, wat ek dink gaan reg wees, gaan reg wees. Dis nie vir ons om te bepaal, die Here moet vir ons sê, hey, hierdie is reg, hierdie is verkeerd. Anders dan gaan ons eie rigting inslaan, dan gaan ons kom by die wêreld, waar die mens meer verheerlik word as die Here. Waar die mens meer genot en vreugde beleef, as wat die Here eintlik dit as 'n lieflike geur aanvaar in sy teenwoordigheid. Want dit gaan oor korinbdou, nê, om in die teenwoordigheid van God te wees, elke dag van jou lewe, om hom aan te roep, sy jou vra, om dit wat hy in sy woord vir jou gee te gaan doen en gehoorsaam te doen. Ons leef in 'n tyd waar gehoorsame aanbidding, gehoorsame lofprysing meer plaasvind nie, want ons is nie meer bereid om te luister wat sê die Here nie. Ek is meer bereid om te luister wat sê my hart, wat sê my gevoelens. Ons is baie meer selfgerig as op God gerig. En daai is die verandering wat plaasvind in die hele wêreld. Hierdie weg van selfgerigtheid na Godgerigtheid. Want dan gaan ons ook weer konkreet terugkom na wat belangrik is vir die Here in sy kerk. En dan gaan ons ophou besig wees met 'n vermaaklikheidsbedryf. En ek dink dis wat die groot probleem lê. Dis ons sonde wat afbreek doen aan ware aanbidding van die Here, want ons raak dan ongehoorsaam wat God in sy woord verwag. Goed, so nee, baie dankie. Dan sien ons duidelik raak dat ons moet fokus op God se manier van wat hy wil hê aanbidding is, en in die Bybel gaan soek wat is daai aanbidding. En as ons sien dat ons het daai vrees, daai heilige ontzag eintlik vir die Here, baie van ons het dit dalk verloor. En as jy agterkom jy het dit verloor en agterkom dat jy die Here aanbid op jou manier, dan is dit nodig en tyd om weer terug te gaan na God se woord toe en te gaan kyk. Hy wil aanbid word, dat ons totaal en al ons eie menswees en ons eie belange eenkant toe skuif en op hom fokus, op hom wat die skepper is van ons en ons onderhouer, en dat hy die regverdige God is, maar dat hy ook genadig is. En as mens op daardie wyse God aanbid, dan doen 'n mens dit op die regte manier, maar dis nie net so maklik soos dit nie, is 'n konstante hervorming om heeltyd te besef, maar hoe kan ek die Here Bybels aanbid? So ons hoop hierdie opname het ook vir julle baie insig gegee, en ons volgende opname gaan dan oor, is daar 'n regte en 'n verkeerde manier? So kyk of wees op die uitkyk vir daardie opname. Baie dankie.